maar ook 'n groot verantwoordelikheid om met mense te praat rondom God se woord en rondom dit wat hy wil doen en dit waarmee hy besig is. En dit is vir my ongelooflik om vanmôre hier te wees. So kom ons sluit net die oë. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here, soos pastoor Rian ook vanmôre gesê het, Here, die Gees, die Heilige Gees is ons in, Here, U is ons in. Here, maar wil ek vanmôre ook, Here, die woord wat U op my hart geplaas het, dit omdraai. Here, ons is U se. Here, en baie keer verwar ons daai term, Here, want ons kom na U toe soos 'n slotmasjien, Here, en ons wil dadelik 'n respons hê, Here, ons wil dadelik iets uit hê. Here, en hoe meer ons insit, Here, hoe meer dink ons gaan uitkry, Here, hoe meer gaan ons wen. Here, en ek kom op 'n plek, Here, waar 'n dobbelaar sit voor daai masjien en hy sit in en hy sit in. Here, en later dan slaan hy so 'n bietjie die masjien, Here, want hy raak frustreerd, want hy kry niks uit nie. Here, en dis baie kere hoe ons U nader. Here, ons kom met 'n ding van, ek het al die gedoen, ek het al daai gedoen, Here, hoekom gebeur X en Y nie? Here, en ek vra, Here, repositioneer ons hart, Here, laat ons hart in 'n plek sal kom om te hoor wat U sê, Here, al is dit hard. Here, baie kere kom U stryd, Here, in my binnekamer, Here, en U kom sê goeders wat seer maak, Here, goed wat mens se vlees 'n bietjie afbreek, Here, Here, my gees net weer realign, Here, met U Gees. Here, en ek vra, Here, laat U vanmôre ons kom realign, Here, ons in ons baan sal terugbring. Here, want baie van ons is Here, die mantel gegee, Here, die autoriteit gegee om in 'n sekere baan te hardloop en te beweeg. Here, maar ons sit op die paviljoen en ons kyk hoe ons vriende, hoe ons boeties en ons sissies in hulle bane hardloop, Here, en ons het groot judgment rondom dit, Here, ons het groot wat ons mond uitspoel rondom wat hulle elkeen doen, Here, maar ons sit op die kantlyn. Here, en vanmôre is dit die tyd, Here, waar ons aanmeld en sê, Here, kom net realign ons, Here, kom sit ons in posisie. Here, en ek vra, Here, begin by my. Here, ek staan nie vanmôre hier omdat ek perfek is nie, Here, ek staan hier omdat ek 'n groter salwing het as enigeen wat hier sit nie, Here, maar U het my vanmôre hier kom sit, Here, as 'n wessel, Here, so ek vra, gebruik my. Here, anoint my lips, Lord. Here, laat ek net 'n wessel is waardeur U spreek vanmôre. Here, dankie dat ons weet U is hier. Here, U is nie minder hier of U moet nie nog kom nie. Here, U is al reeds hier. Here, so dankie daarvoor, Here, en ek vra, Here, kom met die woord, Here. Here, en kom sny. Here, sny is nie altyd lekker nie, Here, sny veroorsaak bloed, veroorsaak seer. Here, partykeer maak 'n sny dat ons 'n bietjie verwar is en angstig is. Here, maar God, dan kom U liefde en U liefde, Here, kom bedek alles. Here, so dankie vir daai vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ek jou vra om net daai tweede laaste lied wat ons gesing het, net geweet daai woorde, ek wil net weer die woorde kyk, ek weet nie wat die Here met dit wil doen nie. Dit is ongelooflik net waarmee die Here buitekant die kerk besig is. Ons wat in die kerk sit, daar's baie van mense wat nie kerk toe gaan nie. En ek weet, en ek kom baie mense teë, die Here is reg besig in die werksplek. Die Here is besig in die marketplace. En dit is ongelooflik om te sien waarmee hy besig is. Mense wat weggedraai het, mense wat uit kerk uit gestap het, wat gesê het, luister, ek is te nagekom, ek het seer gekry. Ek draai my rug op die kerk en ek loop uit. Maar die Here is weer besig om my mense terug te roep vir sy koninkryk.
Ons moet verstaan, hierdie is 'n gebou, hierdie is 'n kerk, en ons kom hier saam om die Here te loof en prys, maar hier is nie wat jou salvation bepaal nie. Hierdie bepaal nie of jy naby aan hom lewe of ver van hom af lewe nie. So ek wil my vanmôre onder die bus gooi. Hierdie is seker die eerste keer, nee, ek was laas naweek by 'n ander kerk gewees, sorry, maar ek was, kom ons sê, in die laaste 6 maande was ek seker 5-6 keer by 'n kerk gewees. Ek sê nie vir jou bly die kerk uit nie, maar hoor my hart. 'n Kerk bepaal nie, want die Here het vir my ander opdragte gegee. Die ding is net, ons kom in 'n plek waar ons dink, en ons is in 'n plek waar ons salvation aan die kerk connect. Die woord van die Here sê duidelik, moenie die byeenkomste verontagsaam nie. So dit beteken in Afrikaans, woon dit by. Dit gaan jou help. Dis tot stigting vir jou. Maar kan ek dit nog 'n tree verder vat? Dis 'n stigting tot die liggaam van Christus. Jy is stigting tot die liggaam van Christus. Hoekom sê ek so? Selfs soos pastoor gesê het, hy wil in en deur jou werk. Ons kom baie Sondae na die kerk toe en ons sê, Here, ek soek 'n woord. Here, ek soek iets vars. Here, ek soek nuwe wyn. Maar jou wineskin is nog oud. Jou wynsak is nog oud. Ek wil vir jou sê, as jy vanmôre so sit en jy sê, Here, hiersoos ek soek vars manna, ek soek nuwe wyn. Praat nie van 'n bottelstoorse wyn, ek praat van die Heilige Gees, ek soek iets nuuts. Maar jy sit met jou ou wynsak wat jou liggaam is en jy's oud. Gaan ek nou vir jou sê, hy gaan oor jou spoel, hy gaan oor jou kom, hy gaan in jou kom. Maar dit gaan nog steeds oud raak, want jou wineskin needs to be changed. En ek vertrou die Here vanmôre, laat dit verander. Laat dit in 'n plek kom waar ons kom en ons verander the wineskin. Want jy weet, hy wil vars manna gee elke dag, die woord sê dit. He wants to pour out new wine, he wants to pour out his spirit. En die ding is nou net, ons sit hier so en ons dink, die Here is ver van ons af, want ons het gesondig. Ons het dalk iets gekyk wat ons nie moet kyk nie, ons het dalk 'n deal gedoen wat oneties was. En ons dink hy's ver van jou af. Ek wil net gou vir jou kom skud vanmôre, hy kan nie ver van jou af wees nie, hy's in jou. Hoe naby wil jy hom hê vanmôre? Hy's in jou. En dis in 'n plek, as jy reg is, dis in 'n plek waar ons moet wees. Dat ons besef, hy kan nie ver van jou wees nie. Hy's in jou. Hy's in jou. Jy wil hom net vir my pos nie. Sorry. Ek wil net gehoorsaam wees vir dit wat hy wil doen. Ons is baie keer in 'n plek waar ons wil goed rush. Ons het hierdie tyd wat ons uitgekoop het vir hom. So daai woorde sê, nou is die woorde weg. Okay, ekskuus tog. We want to be with you. We want to be with you. Hy's alles. Nou vra ek jou vanmôre, en dis sy vraag aan jou. Is dit net Sondag wat jy by hom wil wees? Of sing jy hierdie lied elke dag van die week? Ding is net, ek kom kry my aan 'n plek waar ek besig is, en die Here het ons besighede gegee en gesê, Tiaan, ek gee jou voet in the marketplace. Kom ek vertel jou net gou 'n bietjie agtergrond. Februarie maand sê die Here vir my, luister, Januarie maand sê die Here vir my, luister,
maak reg, julle terecht. Julle gaan beweeg. Ek sê ook, Here, ons beweeg al 2,5 jaar in bediening, ons is die hele land vol, ons het in 2 jaar se tyd 105, 108.000 kilos gery, Here, so, hoe bedoel u, jy gaan trek? Hoe bedoel u, ons gaan beweeg? Beweeg ons hier al die afgelope 2 jaar, 2,5 jaar, he? En die Here sê, nee, ek gaan jou gaan vestig, om uit dit uit te beweeg. En ek sal dit nooit vergeet, ek sit Januarie maand, die 1 Januarie sit ek op my maale se gras, en ek vat my tablet 2 uur die oggend, ek kan nie slaap, en ek gaan sit buite, dis vrek warm, dis amper 30 grade 2 uur die oggend, dis warm in Appington. Maar ek sit daar buite, en ek sê, Here, maar, ons kom weer eens in die plek waar ons is, wat wil jy hê vir die jaar? Wat is u beplanning vir die jaar? Want kyk, ons as mens is mos in 'n plek waar ons op die nippertjie wil weet, wat moet ons hierdie jaar doen? So ons bou nie op van Augustus of Oktober maand, wat ons sê, Here, okay, gee my 'n woord vir 2026. Here, berei my voor vir 2026. Ons is in 2026 en dan vra ons, Here, wat nou? Wat moet ek nou doen? Ons is baie keer in 'n plek waar ons by die kerk kom en ons het 'n aanbidding, ons het 'n voorbidderspan, ons het intercessors wat bid vir die diens. Maar bid jy vir jou jaar se diens? Kom jy in 'n plek waar jy sê, Here, ek het hartsbegeertes. Want ek sit in daai plek, ek is nie heilig nie, ek kom in daai plek en ek sê, Here, ek het hartsbegeertes. En die Here vra vir my, Tiaan, wat is jou hartsbegeerte? Want die ding is net, ons sê in 'n plek, ons het hartsbegeertes, ons sê in 'n plek, Here, ons soek. Maar wat soek ons regtig? As ons gees align met sy gees, wat die Heilige Gees is, en wat Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig, gaan hy met jou praat. En ek raak stil in 'n plek, en ek sê, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here herinner my aan 'n woord wat hy my gegee het in 2023 Oktober maand, waar hy vir my sê, wat ek letterlik by 'n kruis staan op 'n koppie, en ek sit daarso, en hy, voor dit sê hy vir my, Tiaan, ons is op 'n beestelkamp, en ons is besig om te loop. Ek voel ek is weer terug in die skool, want as jy daar kom, gee jy jou foon in. Jy mag met niemand praat nie. Ek het een keer probeer om vir 'n oom te sê, weet jy wat, hier is nogals baie, en toe maak hulle my stil, toe sê hulle, Tiaan, dit word nie getolereer nie. En dis in 'n plek waar ek geleer het, in daai 3 dae, Tiaan, hou jou bek, bly stil. Die Here wil met jou praat. En ons is besig om te loop, en ek is hastig kamp toe, maar dis, ek weet nie, 4 of 5 kilos wat ons loop, en so wandel jy met daai pad, saam met die Here. En hulle gee vir jou 5 punte, so jy moet op 5 plekke, moet jy die Here se stem hoor, om te stop, want hy wil met jou praat in die natuur. Hy wil met jou praat in jou chaos. En is in 'n plek waar ek stap, en ek stop, en ek spandeer tyd, die eerste stop wat ek stop, heilig vir my so, dat ek eers kan deur my oë kyk. Want die Here kom, en hy kom praat. En is in 'n plek waar ek, die 5de ene moet ek nou doen, maar ek sien al die koppie, ek sien, daar waar ons slaap, is baie naby, en ek soos, Here, waar moet ek nou stop? My bene is moeg geloop, ek loop op 'n dubbelgrondpad, wat ek nou loop, en ek is alleen, daar's nog mans, maar hulle is agtertoe, en bietjie voor, en so. En die Here sê, stap, laat jy by my kom. En die Here sê, vanmiddag gaan ek saam met jou lunch. Ek wil saam met jou eet. En ek sê, is reg, Here, hulle het gesê, ons moet voor die tyd klaar maak met die stasies, maar is reg, ek loop. Ek loop tot by die kampterrein, toe ek by die hek inkom, sê die Here vir my, maar gaan stort. En ek kom by die kamp, en ek gaan stort klaar, en ek loop om my kos te loop haal. En ons kry kos in so 'n blikbeker houer. En ek sê vir die tannie, dankie, en ek draai om, en ek loop, en die tannie sê vir my, nee, jy moet 2 kry. Ek sê, nee tannie, ek wil nie 2 hê nie, dankie, want ek sien nie groente bo-op het, en ek eet die groente nie. Ek is vrek honger, maar is alraai tannie, ek soekie. Ek sê vir my, nee, jy moet 2 vat. En dadelik herinner die Here my, ek het gesê, ek wil saam met jou lunch.
And something changed. Iets het binne my verander. Want ons is baie in 'n plek soos nie, ons kan nie die goeders vertel nie, want mense gaan dink ons is mal. Weet jy wat? Die hele wêreld buitekant dink ons Christen is mal. Is alright. You have been rejected. Why? Because of his name's sake. As ek in my besigheid Jesus vorendag bring en sê, sorry, ek laat nie alkohol toe in my besigheid nie, dan sê die mense, hoekom? En dan sê ek, want ek het 'n oortuiging van God af gekry. Ek het 'n revelation gekry van hom af, en ek sal staan tot die dag wat ek dood op daai revelation. So jy kan nie kom en sê, okay, luister hier, nou gaan ek my besigheid van jou af wegvat. Ek gaan 'n private venue van jou af wegvat, wat 15-20 000 rand is nie. So be it. Ek kan nie my belief, my revelation verkoop, per even 1 miljoen rand nie. I'm sorry. En dis in 'n plek waar ons 'n standpunt moet inneem. En dis in 'n plek, ek gaan sit saam met die Here, daai Oktober maand, bo op daai kruis, en ek eet saam met hom, maar kry nie geëet nie, want ek huil so, want sy presence is so daar. Het voel letterlik, ek sit op my pa se skoot. En hy sê vir my, Tiaan, een ding wat jy moet onthou, obedience is the key for receiving. En in daai tyd gaan dit swaar met ons. In daai tyd voel ons verdrukking, ons voel seer, ons voel verwerping van die kerk se kant af. Want is in 'n plek waar ons swaar kry, en is in 'n plek waar ek dink dadelik receiving, okay, praat van geld. As ek vanmôre vir julle hier vra, wie kort geld, sal ek sê 90% van die hande gaan opgaan. Something we need. Maar as ek vra wie die Heilige Gees nodig, en ons is nie skynheilig of heilig nie, dan kom ons in 'n plek, dan gaan ons 10% hulle hande opsteek. Hoekom? Want ons het iets nodig om te lewe. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy het die Heilige Gees nodig om te lewe. Jy het nie finansies nodig nie. Wat is die currency in die hemel? Gaan dit rande wees? Gaan dit dollars wees? Nee, dis siele. Dis siele. En hy sê vir my, Tiaan, obedience is the key for receiving, en dan kom finansies in my kop. Ek sê, Here, dankie. Hy sê, Tiaan, ek praat nie van finansies, ek praat van alles behalwe finansies. En my gemoed sak, en hy sê, waar is die prys nou? Waar is die aanbidding nou? Waar is daai yes nou? Soos gisteraand die bokke. Dis silence the game wat ek nog ooit in my hele lewe gekyk het. Want my kinders en my vrou slaap, ek sê, maar in die kerk kom ons en sê, dankie Jesus. Dankie Jesus. Nee, yes. Daar's weer 'n siel gered. Daar's iemand aangeraak. Daar's iemand geaktiveer vir die koninkryk. Dis groter as 'n bokke se 3. Ja, ek is 'n groot sportshow. As jy my sien rugby kyk, dis ongelooflik. Ek love my sport, en ek gaan aan, en ek cheer, en ek spring op en af. Maar so gaan dit ook binne my, en ek spring ook op en af, en ek juig as die koninkryk wen. Maar kom Januarie, en ek sit daar, en ek vra, Here, wat vir die jaar? En die Here sê vir my, hy vat my weer terug na daai woord, hy sê vir my, my son, just be obedient. Wees net getrou. Ek sê so, okay, dis maklik. Kan ek vir jou sê, dis nie maklik nie? Obedience is een van die moeilikste goed waarmee ek sukkel. Is gehoorsaamheid. En die ding is net, paar van julle ken my hoe ek operate, as die Here vir my woord gee, dan gee ek daai woord. En die julle kan baie keer in 'n plek staan en dink, ja, maar hoe kan jy sukkel met dit? Jy doen dit dan. Daar's nog steeds kere wat ek sukkel daarmee. Dink jy is maklik om in 'n plek te wees, om in 'n restaurant te wees, en op te staan en te sê, weet jy wat, Tannie, jy het die Here nodig. Die Here wil deurkom na jou toe. Om te staan by die speelpark, en iemand kom betaal, om dan vir daai man te sê, weet jy wat, nee, jy het jal gehad in jou kinder daar. Jou pa het jou abuse. Om het voor sy pel te sê, dink jy dis maklik? Vat obedience, hoekom? Want ek besef, en ek wil so bietjie dieper in dit gaan, en as dit 'n harde woord van jou is, dis fine met my. Gaan na jou binnekamer toe en vra, Here, dit wat Tiaan vanmôre gesê het, was dit van U af of was dit nie? Is dit uit die putte van die hel of uit die hemel uit? Want dit kan net twee plekke wees. Daar is nie 'n middelweg nie, daar is nie uit die aarde uit nie. Dis of uit die hemel uit of uit die hel uit. Dis twee plekke.
Maar die ding het by my gekom vir die vrees van God. So 'n plek is net, ek wil net in lyn wees. Weet toe ek 14, 15 jaar oud was, toe ek so rebellies, ek wil nie in die lyn van my pa wees in sy huis nie. Praat nou van fisiese aardse huis, fisiese pa. Maar vandag staan ek terug en ek dink by myself, Jessie, as ek net meer gehoorsaam was, dan het ek 'n bietjie meer uit hom uit gekry, dan het ek 'n bietjie meer liefde gekry, dan was ek meer getrou gewees. Want ek kyk nou, my 2 laities, amper 5 en amper 3. Ons het gebed nodig. Soos daai vanmôre het my gebless. Dis my ek het my kinders in die kerk. Prys die Here. Sien net my kinders, sien dis ander se kinders ook. Maar dis so mooi. Dis in 'n plek is net, jy moet besef, it's gonna cost you something. Om kinders groot te maak, dit kos jou iets. Om Jesus te dien, kos jou iets. En ek kom in 'n plek en die Here kom openbaar vir my oor rondom 'n slaaf. Nou as ons dink aan slaaf, waaraan dink ons? Ons dink aan rouheid, ons dink aan slaan, ons dink aan seer, ons dink aan al die dinge. Maar dit is nie in daai plek nie, dis in 'n plek van om 'n slaaf vir God te wees, beteken net om obedient te wees teenoor sy woord. Om obedient te wees teenoor dit wat hy van jou vra. En ek is heel week, sê ek vir my vrou, ek sê, waaroor praat ek vanmôre? Ek hoor nie die Here nie, ek hoor nie wat het hy nie, ek hoor niks nie. En gisteraand kyk ek die rugby, want ek kan nie nie slaap nie, en ek gaan lê in die bed en ek is moeg, en ek sê, okay, nou gaan ek slaap. Nee, ek slaap nie, want ek dink aan, wat wil die Here vanmôre sê? Vanmôre vroeg uit die huis uit gaan kry koffie, sit daar by die dinge se, sit daar by die strand, niksie. Ek loop vanmôre hier in, ek vra pastoor, waar kan ek bid? En hy sê, nee, in daai kamer, loop in die babakamer in, maak my Bybel app oop, 1 Petrus 2. Soos reg, Here, ons sal praat oor 1 Petrus 2, as dit nou u wil is. En ek lees so 'n stukkie en hy praat daarso van melk, die voeding van 'n ma, melk. Soos babakamer melk. Hoe kan ons dit opmaak? Nee, dis toevallig. Kom ek sê vir jou, in my woordeskat is daar nie meer 'n toevalligie. Daar is nie meer 'n toevalligie, want ons dink te veel aan toevalle. Pas op net dat jou lig nie uit jou dak uitval nie. Dis die enigste fisiese ding wat kan gebeur. Daar's nie 'n toevalligie. En dis in 'n plek waar die Here jou wil vanmôre kom wakker maak in jou roeping. Dit wat hy vir jou gegee het. Want weet jy wat, ons as Christene kom baie keer in 'n plek wat ons kyk, hoe's pastoor Jan se journey? Hoe is hierdie een se, nee, is ek reg? 1, 3 en 5 minste. Jy het dit gekry. Jy het die Gees gekry, wat maak jy daarmee? Maak jy dit meer? Hoe maak 'n mens die Gees meer? Meer boeties en sissies in die koninkryk. Hy sê, daar waar 2 of meer is, daar's hy. En dis in 'n plek is net 'n testimonie voordat ek in 1 Petrus 2 ingaan, net om julle 5 te stuur, net om in 'n plek te wees om te besef, ons dien 'n lewendige God. Dink is net soos ons minister, soos ons aangaan, bedien ons baie mense en ons bereik baie mense, en nou meer as ooit tevore. Ek het in die laaste 6 na 8 maande toe meer mense bedien, as wat ek in 2,5 jaar gereis het mense bedien. En is mense buite kan die kerk. Ding is net, my hart klop so vir gemeentes, my hart klop so vir die equipping of the saints. Want jy weet, ons sit in kerke met die 5-fold bediening, maar wie word die koop? Wie word die koop? Want as jy gekoop word, dis hoekom dokters gaan studeer 7, 8, 10 jaar, hulle word gekoop om iets toe te pas vir die res van hulle lewe. Ons as Christene word gekoop, maar ons doen niks daarmee nie. En toe kom dit in 'n plek waar daar nou nie eens meer koping gebeur het nie, of nou tans gebeur nie. Dis 'n plek waar ons moet die koping, die 5-fold is gegee vir die equipping of the saints.
for the work of the ministry. Nie net for what nie, for the work of the ministry. En ek kom in 'n plek waar ek 2 maande terug, sê die Here vir my, luister Tiaan, jy het besigheid gebou, well done, dis amazing, strukture is in plek, die goed loop, mense gee goeie feedback, maar is 'n tyd dat jy moet afgee. Ek sê, Here, hoe gee ek af? Hoe spandeer ek 5 maande van my tyd, invest ek, van die oggend tot die aand toe in 'n plek en ek kyk, ek hoor by die kliënte, wat moet ek verander? Ek invest alles, nou moet ek oorgee. Dis sê Tiaan, jy het opgebou, ek het jou voet in die marketplace gegee, maar nou wil ek hê jy moet oorgee, want ek wil jou weer gebruik. Ek sê, Here, maar jy gebruik my. Hy sê, nee, ek wil hê weer jy moet reis. Ek wil weer hê jy moet bedien. Ek wil weer hê jy moet uitgaan. Jou vrou het 'n basis, sy het my gevra vir 'n basis, ek gee vir haar basis. Nou wil ek weer hê jy moet uitgaan. Ek sê, is reg, Here, ek sal uitgaan. En toe ek daai commitment maak, die volgende dag bel iemand my en hy vra vir my, luister, sal jy by ons kom bedien? Ek sê, wat? Vir 5-6 maande nie een invite nie. Toe ek commit en sê, Here, is reg, toe volgende dag, iemand sê, luister, wil jy na ons toe kom, hulle laan toe nie. Ek sê, is reg, 100%. Maar dis in 'n plek waar ek frustreerd is, want ons het 1 voertuig, ek het 'n vrou en ek het 2 kinders. Hulle moet skool toe, hulle moet huis toe, vrou moet besighede doen, want ek gee dit nou af vir haar. En dis in 'n plek, as jy my vrou meer as 10 sekondes ken, sal jy verstaan, sy is nie 'n besigheidsvrou nie. Sy praat nie baie met mense nie, sy stil, sy's eenkant, baie perfek in haar manier. Sy irriteer my partykeer, want goed moet mooi wees, reg hang, moenie skeef wees nie, ding moet netjies wees. As ek my vrou daar by die park los vir so 10 minute, as ek daar aankom, dan vee sy en maak skoon en vee af, ek soos, egtig, okay, wag, die netheid is weer hier. Maar dis in 'n plek is net, omdat ek 'n gift het vir besigheid, is dit in 'n plek waar ek wil baie keer, wil ons hou vas. Ons wil vashou, daar's iets wat jy ook vashou, wat die Here vanmôre vir jou vra om te let go. Iets wat jy dink is jou identiteit, want kan ek net vir jou sê, ek was baie amper om besigheid my identiteit te maak. Want om goeie reviews te kry, om kliënte te kry wat terugkom en vir jou sê, well done, jy het iets reg gedoen, is dit baie kere wat mense ore streel en dan wil jy vas aan dit, want dit raak jou identiteit. En dis net betyds waar ek besluit het om af te gee. Maar ek vra die Here, nou kort ek 'n tweede voertuig, Here, hoe moet ek nou maak? En ek onthou, die Here het my so tyd terug, Maart maand toe sy aangekom het, het hy vir my gesê, Tiaan, jy moet onthou, jy's 'n kind in my huis. Ek het 'n tafel vir jou voorberei, jou naam staan op die stoel. Hy vat my in 'n vision waar ek staan voor my stoel. Ek staan, ek is onrustig, ek loop 'n bietjie die kant toe van die tafel, bietjie die kant toe. Die tafel sit vol. En ek kom by 'n leesstoel en ek staan daar en ek kyk af na die stoel en my naam staan op die stoel. Hy sê, Tiaan, ek het 'n tafel vir jou voorberei om te come and to feast. 'n Feesmaal. As ek jou nooi vir 'n feesmaal, dan bring jy niks saam nie. Dis soos as jy by daai mense loop eet. Dan is dit 'n feesmaal. Jy bring niks saam nie, kom net. Tiaan, kom kuier by ons, kom braai by ons. Jy bring niks saam nie, kom net. Jy is 'n feesmaal. En dis hoe jy is, 'n kind in die huis. En die Here herinner my, want ek top daaroor vir weke, kom ek in 'n plek, seker 2 weke, vra ek, Here, hoe gaan ek transport? Hoe transport ek? Ja, Here, ek vat taxi hier, ek vat Uber daar en alles, maar daartoe waantoe ek moet gaan, is daar nie daai Uber of 'n taxi nie. Hoe kom ek op daai mense se plaas? Hoe kom ek om daai boeregemeenskap te bedien? En die Here herinner my aan daai woord wat hy my Maartmaand gegee het. Jy's 'n kind in die huis, kom sit langs die tafel. Wat beteken dit? Dit beteken, daar is nie worries nie. Daar's 'n plek waar jy langs aan die tafel moet sit, maar baie kere sit ons langs die tafel, vir 5 minute ons staan op en ons gaan carry weer aan op ons worries. Dan vat ons dit weer, en ons worry weer verder. En ek maak 'n keuse om dit daar te los, was dit vir my maklik? Nee, ek moes my heel konstant, hy sê in die woord, hy sê renewing of the mind, daagliks. En ek kom en ek moet my gedagtes vernuwe en sê, Here, U gedagtes nie my gedagtes, Here, vernuwe hierdie, maak hierdie nuut, want dis wat moet nuut kom.
Dis iets wat moet nie kom. En ek los dit by die Here se voete. En ons ry hier vanaf en ons gaan vir bediening. Ek vat die familie saam, ons gaan vir bediening Appington toe, Mossel Bay toe. En ons ry. Ons ry af Appington toe, kom in Appington en ek kom lê daai vakansiedag. Dit was 'n Woensdag gewees. En ek lê in die bed en ek sê vir my vrou, lief, het sal lekker gewees het. As ons nou al ons tweede voertuig gehad het wat ons kon net iets gedoen het. Ek sê maar, ek los dit net weer eens by die Here en ek wil hê, jy as my vrou, want onthou ons is een in die gees. Ons moet saamstem oor goed. So ek vra jou net, stem net saam met my. Want ek weet dis jou hart, maar stem net saam met my. We are leaving it here. Ons los dit hier. En sy sê, my man, 100% ek los dit. Ek sê, ek twyfel nie dat jy dit by die Here se voete los. Ek wil net hê ons moet in agreement kom. Want jy weet jy wat nie, dis baie maklik om vir julle hier te sê, kom staan hier, kom ek wil vir julle bid, en ek bid vir julle almal. Maar my vraag is net, bid ek vir my vrou? Wanneer lê ek hande op vir my vrou? Iets wat die Here binne my wakker maak. So ons kan baie maklik vir iemand anders te bid, maar bid jy vir jou man, en bid jou vrou, of bid jy vir jou vrou, en bid jou vrou vir jou? Ja, nee, ons bid vir mekaar. Ok, agtertoe deure, Here, gaan dit met my man asseblief, hy's baie irriterend. Ok, vat daai gebed, ek challenge jou vanmôre, vat daai gebed na hom toe. Jy wat vir jou vrou bid, Here, help met my vrou, Here, ek soek meer intimacy. Here, ek wil haar lyf teen my voel, Here, ek wil saam met haar kaddel, Here, ek wil hê, sy moet saam met my wees. Here, sy moet meer wasgoed was, meer skottelgoed was. Vat daai gebed na haar toe. Kan jy so bold wees, want ons is bold genoeg om vir die Here die goeders te vra, maar as jy bold genoeg om haar gebed vir jou vrou of vir jou man te bid? Soos een in die gees, maar ons is verdeeld ook in die vlees. Vat daai gebed na jou vrou toe. Nou hoor jy wat sê sy. Vrou, vat daai gebed na jou man toe, dan hoor jy wat sê jou man. Yes, daai skildery, ek vra al maande lang. Hy het gesê hy gaan dit doen, maar hy het gesê wanneer hy, wees rustig, hy kom daarby uit. Dis 'n plek waar ons moet besef, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. En my vrou agree en sy sê, my man, ek agree, maar sy was eers op die defense gewees. Julle weet mos, mans, 'n vrou kom altyd, as jy ietsie sê, dan kom hy in defense mode uit. Nee, ek sê, ek soek nie defense, ek soek net agreement. En sy agree, die volgende dag, die donderdagoggend, stuur 'n oom vir my boodskap. Hy sê, Tiaan, die Here het my in die nag wakker gemaak. Ek het 'n tweede voertuig by julle gesien. Die Here het dit op my hart gelê, ek wil die eerste saad saai vir julle tweede voertuig. Ek sê, is reg oom, baie dankie, ek waardeer dit so baie. Hy sê, Tiaan, maar ek wil hê, dis die eerste saad wat ek saai, maar ek wil hê, jy moet begin in 5 oppery. Ek sê, oom, wat jy nie weet, ek het in 5 geoppery. Ek het van 'n i10 klein karretjie gery, gaan toets bestuur tot en met 'n Hilux bakkie. Ek het dit gedoen. Want wat is dit? Dis 5. Wat is geloof? Is iets wat jy nog gesien nie, maar geloof vir dit. So wat is dit? Ons moet grondwerk doen. Wat se grondwerk doen jy? Hoeveel keer bid jy vir jou besigheid? Wat bid jy vir jou besigheid? Wat bid jy vir jou huwelik? Maar wat is die grondwerk agter dit? Die Here wil 'n besigheidsidee by jou los, hy het dit by jou gelos, of nou wag jy, nou sit jy en bid, Here, wat nou? Doen die grondwerk, vind uit wat kos die toerusting, vind uit wat kos die gebou, as jy wil trek, whatever die case may be, maar jy moet grondwerk doen. Ek het die grondwerk klaar gaan doen, en dis in 'n plek waar die Here vir my na 'n karretjie toe vat, dis 'n Atosie, bloedrooi, ek sê, ok Here, hier is my Ferrari, ek vat hom, ek is nie kieskeurig, ek vat hom. En is in 'n plek waar my ma my laat weet, en sy luister hier, hulle het finansies, wat hulle wil vir ons leen, as ons dit enigstens nodig het. Ek soos, ma, asseblief, leen my daai geld, asseblief. Ek sal maar iewers daar afbetaal, maar leen net vir my dit. Ek sê, met hierdie kar gaan ek ministry doen. Met hierdie kar gaan ek ry. Ek gaan met hom Johannesburg toe, die wind vir my nie van die pad af waai nie, gaan ek albei uitkom. Maar as hy my van die pad af waai, maak ek dit te vol by vol, gery vir hom.
Ek is in geloof. En ons koop die karretjie, en laat diens hom, sê die Here vir my, dis joune nie. Dis een van jou staafsinne, hulle moet my dit draai. Ek sê, Here, maar ek het gesê, gaan minister met dit doen, Here, nou hoe nou? Hy sê, jy moet ons nou vir my vertrou. Ek wil net eers deur jou iets doen. Ek sê, okay, Here, is reg. Baas dit aan, hierso, ry met die kar, daarso, ons gooi brandstof op die besigheid, daarso, daar gaan jy. Want baie kere dink ons 'n blessing is vir onsself, maar baie keer is 'n blessing vir iemand langs aan jou. En is in 'n plek waar ek toe in geloof staan, nou het ek ook nie meer 'n kar en nou sê ek soos, okay, Here, is reg. En daai oom sê vir my, daai oom kom toe terug en hy sê vir my, luister hierso, hy het vir die Here gesê, as hierdie kalwers, beeste, klein kalvers, julle is met my. Ek weet, hierdie kry ons die boere in hierdie plekkie, so, klein kalvers. Hy sê, hy bemaak kalvers, en hy het vir die Here gesê, as hy bo dit kry, dan saai hy dit. Dan saai hy dit. Hy het dit Woensdag inbetaal, R100,000. R100,000. Ek is soos, Here, hoe amazing is hy nie? Hoe amazing is hy nie? Ek ry deur Stellenbosch toe, ek loop bedien 'n rugbyspeler daai kant. En die ding is net, ek het hulle bedien, en hy sê net vir my, luister Tiaan, ek wil net weer saam met jou koffie. Ek wil net weer saam met jou koffie. Ek sê, is reg, ek kom deur, ek ry deur aan die ander kant Stellenbosch, gaan drink saam met hom 'n koffie, kom ry terug, is amazing, die Here is net amazing, want jy weet, testimony deel jy met 'n rede. Hoor mooi wat ek vanmôre sê, jy het 'n testimony, en die Here laat partykeer op jou hart om hierdie testimony te deel, dis vir 'n rede, wees obedient teenoor dit. Gaan sit daar, ek deel met hom testimony, en hy sê vir my, Jan, hoekom deel jy hierdie testimony met my? Ek sê vir hom, ek weet nie, maar ek voel dit in my gees. En hy sê, weet jy wat, jy praat direk met my. Dis wat 'n testimony doen. Daar's krag in 'n testimony. Kom ry daarvan af terug, ek ry deur Stellenbosch, en die Here herinner my, ek sien die ou se gesig voor my, ek het die ou 2 jaar terug bedien, en die Here sê vir my, stuur hom 'n boodskap. Nou moet ek mooi dink, ek sê, Here, nou moet jy help, ek sien sy gesig, maar ek ken nie sy naam nie, ek is glad nie goed met name nie. Dis hoekom as ek jou nie jou naam ken nie, oom en tannie ek. Kom gelukkig uit die Noord-Kaap uit ek het te verskoning. Ek sê, gee die naam, en die Here gee my die naam, en ek tik sy naam, en ek sien, okay, wag, ek het sy nommer, ek stuur hom 'n boodskap, ek sê, oom, ek ry deur Stellenbosch, die Here het my u gesig gewys, so ek stuur hierdie boodskap, en die Here beginne word of knowledge en profetiese woord deurspreek tot daar. Van sy kind wat van die pad af is, waar hy nagtelose nagte lê, en ek kom terug, en hy sê vir my, Tiaan, die gees van die Here is so wonder. Ek is op my lou, ek is op 'n loupunt, oor my kind. Hier kom die Here en hy spreek weer. En hy begin 'n bid in sy voice note, en aan die einde van die voice note sê hy vir my, hy sê, Tiaan, stuur vir my deur, waarvoor kan ek vir jou bid? Ek, Tiaan, baie heilig, stuur vir my boodskap terug. Ek sê, oom, dankie dat die Here, ek is so bly, die Here het met hom gepraat, Here, dankie dat ek 'n wessel kan wees, maar oom, ek is happy. Daar's niks hier, ons gesin is 'n wonderlike plek, dis amazing. En ek stuur vir my voice note, en toe klaar die voice note gestuur het, sê die Here vir my, Tiaan, maar jy lieg mos nou. Ek sê, Here, waar lieg ek? Dit gaan met my goed, dit gaan met ons gesin goed. Hy sê, oom, maar wat van die tweede voertuig? Ek sê, dis mos nou niks met hom te doen nie. Hy sê, maar sê ek in my woord, dat julle as broeders en susters moet saam bid nie. As jy vertrou vir 'n deurbraak, roep die ouderlinge, laat hulle hande op lê en vertrou. O nee, maar dis net vir siekte. Nee, hoekom bring ons nie daai in vir ons lewenstyl nie? Daar's krag in gebed. Stuur hom 'n boodskap terug, ek sê, oom, ek sê soos 'n hondjie met die stert onder die bene. Ek is jammer, maar die Here het my gesê, ek moet vir oom sê, oom, hulle moet asseblief saam met my bid vir 'n tweede voertuig. Ons vertrou vir 'n tweede voertuig. En ek wil hê oom en die tannie moet net saam, ek weet daar's 'n gift van intercessor op die tannie, so bid saam met my vir 'n tweede voertuig. Dit was die middag 4:00, daai aand 8:30 kry ek 'n boodskap, hy sê vir my, Tiaan, die Here het met my gepraat, stuur jou bankbesonderhede, ek het 3 maande terug 'n bonus gekry, en ek het al hier ietsie gehelp met iets, en daar ietsie vir die koninkryk gedoen, maar ek het nog iets oor van die bonus, so ek wil dit graag saai na jou toe, en die Here het gesê, ek het die Here letterlik gevra, wys my wie na toe moet ek dit saai.
En die Here sê, dis jy. Ek stuur hom 'n boodskap terug. Ek sê, oom, nee, jy verstaan nie mooi nie. Asseblief, ek is nie 'n skimperie, ek kan nie skimp nie. Maak net doodseker by die Here. En die oom kom terug en hy lag aan die begin van sy voice note en hy sê vir my, jy kan nie my beïnvloed nie. Ek is by die Here se voete, jy kan my nie beïnvloed nie. Jy kan nie kom sê, jou kind kry swaar, ons het nie kos in die huis nie, wat? As die Here nie met my praat nie, gaan ek nie saai nie. Ek soos oom op daai noot is 100% stuurie. Maar nou moet ek uit my bed uitklim, want my vrou lê in slaap. Dit was later in die aand, want sy het al geslaap. Loop sitkamer toe, maak ek 'n voice note, kom klim ek weer terug in die bed. Maar dis in 'n plek, waar ek volgende oggend ook wakker raak, toe ek R75,000 op my rekening betaal. Dis die God wat ek dien. Dis die God wat ek dien. En ek soos, Here, okay, nou moet ek 'n voertuig kry, Here, maar ek is nie in 'n plek wat ek na enige iets latch nie. En hy kom herinner my en hy sê vir my, die oom wat eerste gesê het, hy gaan die saad saai, het gesê, ek wil die eerste saad saai. Ek wil die eerste saad saai, en die Here kom herinner my aan daai woord, ek sê, Here, ek gaan wag op U. So wat ook al dit moet wees, want onthou, ek kan baie maklik gaan, ek het nou die 100, ek kan baie maklik 'n kar gaan koop vir 100. Maar gaan ek met hom Zambië toe kan ry? As jy 100,000 rand se kar het wat Zambië toe kan loop, asseblief, kom praat met my na die tyd. Ek sal hom graag wil by jou oorkoop. Want dis soos 'n Hilux bakkie wat 400,000 rand werd is, wat jy wil vir 100 verkoop. Dis wat daar gaan loop. Maar dis net in 'n plek waar ek vir die Here sê, Here, ek gaan wag op U. Want ek het die voertuig nodig. Gaan weer Mosselbaai toe volgende naweek, gaan weer daar. Ja, bedien en goed. En dis in 'n plek waar ons het dringend, ons het dit nodig. Maar jy weet, as jy uit tyd uit opereer, kan jy nog 'n blessing mis. En dis in 'n plek waar ek net is, Here, stuur U die regte voertuig. Stuur U die regte voertuig, ek wag op U. Want ek weet, die een wat hy vir my gaan kies, gaan perfek wees. Maar dis in 'n plek is waar ons heeltyd in 'n plek kom waar ons worry oor sekere dinge. Ek het nie ge-worry oor die voertuig, ek het dit vir hom gegee. En wat ook al gebeur, gebeur. Wat ook al sy finansies hy losmaak vir die voertuig, maak hy los. Dis nie my probleem nie. Ek kan in 'n plek wees waar ek Google cars.co.za, ek kan Autotrader. Dis in 'n plek waar ek wag op hom. Waar ek wag op hom. Nou ek wil by jou hoor, waarop wag jy? Ek wil hê jy moet dit dink, waarop jy die Here nou wag. Waarvoor wag jy? Wil jy dit moet nou in jou gedagtes kom? En die ding is nou net, as ek na my pa toe gaan en ek staan vir my pa, en ek sê vir my fisiese pa, en ek sê, pa, sy naam is Pieter, pa Pieter, ek het iets nodig. Wat gaan my pa vir my vra? Wat het jy nodig? Nee pa, ek het iets nodig. Ons in 'n plek is net, ons is nie spesifiek met ons hemelse pa nie. Ons is nie in 'n plek waar ons hart met hom deel nie. Ek vat my vrou. Dis mos maar vrouens se ding. Sal na jou toe kom en kom pak hulle hele harte. Daar's in detail. In detail, ek sit in een van die besighede is 'n vrou bestuurder ook nou. En nou kom hulle dag sit 'n druk ons koffie by die koffieshop en nou sê my vrou, nee, maar jy het nie dit vir my gesê nie. Ek sê, maar ek het dit gesê. Nee, jy het dit nie so gesê nie. En die bestuurder sê, maar hoor jy nou? Ek doen ook net, ek sê van nou die dag loop haal waterkanne, asseblief vir my, gaan haal waterkanne in Technopark. Sy gaan haal die waterkanne, sy maak dit vol. Sê wat ek gesê het nie. Ek het gesê, gaan haal die kanne. En hulle albei vat my aan en sê, luister hier, in detail. Ek sê, okay, sorry, ek is verkeerd, ek steek my hand op, ek is verkeerd, ek repent. Want die ding is net, ons is baie vinnig in 'n plek waar ons net skiet, ons sê net, swart stoel. Okay, maar wat is 'n swart stoel nou in hierdie plek? Waar 'n vrou, my vrou leer my, om in die detail in te kom. Dit is vir my 'n wake-up call, as ek na my vrou kyk en na detail kyk, want is ons God nie 'n God van detail nie? Detail.
Ek kan nie vir jou genoeg testimonies vanmôre vertel hoe hy vir detail is nie. Ek sit een oggend by die koffieshop en ek sit daar so en ek doen betalings, maar in my kop gaan aan, Here, hoekom het ek hierdie plek gekoop? Hoekom het ek hom oorgevat? Hoekom? Ek het 'n klomp vrae rondom die spasie daar en ek is frustreerd. Ek is die enigste een wat frustreerd raak in hierdie plek. So raai. En ek sit daar en 'n ou tannie staan op, sy loop so 2 tree want my oog vang haar toe nou. En ek gaan aan en sy draai so om, sy sê, sorry om te pla jong man. Ek sê, ja tannie, sy vra as jy die bestuurder, ek sê, ja ons kan so sê tannie, sy sê, is jy die eienaar, ek sê, ja tannie. En dit is irrelevant vir my. Sy sê vir my, ek wil net vir jou sê, ek het nog nooit God se presence so sterk ervaar soos vanoggend nie. Ek sit my foon daar neer en ek huil in die binnekant. Soos Here, waarmee is ek besig? Waarmee is ek besig om te doubt dit wat U op my tafel gesit het, dat dit enigstens verkeerd is? Ja, die syfers maak jy op die oomblik sin nie, maar is jy obedient of maak jy jou eie planne? Kom jy in 'n plek waar jy gaan bank toe, dis nog nie betaaltyd, maar jy gaan bank toe, jy loop leen so lank geld, want jy moet jou personeel betaal. Is dit geloof? Nee, ek wag tot die 31ste, as daar dan nie geld is die 1ste, dan kom my personeel na my toe, dan vra hulle vir my, luister hierso, wanneer betaal jy, het jy vergeet? O nee, ek het al betaal, dan het ek al betaal, ek sal sê as ek nie betaal het nie, maar ek het nog nooit nie een van hulle nie betaal nie, nog nie een nie, want die ding is net, ons is besig met God se dinge, ons is besig met dit wat hy vir ons gegee het. As in 'n plek is net waar ek daar sit en ek doen betalings en in my gedagtes, as ek so kan redeneer, is ek so ver van hom, maar ek weet hy's in my, maar my gedagtes, my menswees, my vlees was bitter ver van hom af. Want ek was in 'n plek waar ek 'n klomp vrae gehad het. En daar staan dit dan nie op. Dinsdag wat nou verby is, het ek 'n lou dag weer eens oor daai koffieshop. En ek sê, Here, wat moet ons doen, want I'm missing something. Jy weet, ons kan baie keer in 'n plek wees, die Here het gemis. Kom, ek sê jou vandag, die Here het nog nooit gemis nie. Nog nooit tot vandag toe het hy nog nooit gemis nie. Ons moet net 'n wake-up call kry, en ek kry 'n wake-up call. Soos Tiaan, jy's uit plek uit. Jy mis iewerster iets. Ek sê, Here, ek sit 'n uur en 'n half. Vat 'n uur en 'n half uit my dag uit. Geen foon, ek sit hom op silent, niks. Ek spandeer tyd saam met U. Woensdagoggend was daai oggend gewees. En ek sit in worship, en die eerste wat ek daar kom sit, sê ek, Here, ek kom sit nie met my persoonlike lewe nie, ek sit nie met my geestelike lewe nie, ek sit met my besigheid. Ek kom voor U nou met hierdie koffieshop. Want ek weet dis in lyn met my roeping, dis iets wat U my gegee het, want hoekom? Ons question eers, luister maar, dalk moes ek hom nie gekoop het nie. Dalk moes ek hom nie oorgevat het nie. Maar dis in 'n plek waar dit jou koning dan is. Dis deel van jou roeping. En ek kom in 'n plek en ek besef, dis deel van my roeping, so ek kan na die Here toe gaan met my besigheid. En ek gaan sit en die eerste 20 minute soos 'n download van hemel af. Soos net so idees na idees na idees. Hy sê vir my, hy vat my na Mount Olive toe, die Olyfberg. En ek is eerlik met julle, ek is nie geestelikie. As jy nou vir pastoor Jan vra, dan gaan daar 'n klomp goed in Olyfberg opkom in sy gedagtes. Nie by my nie. Nie by my nie. Ek soos Olyfberg. Wat het by die Olyfberg gebeur? Ek het al gehoor van die Olyfberg, maar wat's nou so significant daar? En ek sit daar so en ek is soos, Here, wat van die Olyfberg? Ek het nie 'n scripture om na toe te gaan nie, wat van die? En dit is waar Jesus sy laaste gebed gebid het. Dis waarvan af hy ascend het. Dis waar hy gaan terugkom. En ek soos, Here, hoe amazing. En hy breek weer vir my die olie oop waar jy geanoint word van die kop af, maar dit loop af na die robe toe. Dink net jy het 'n rok aan. Dan soos die bruid van Christus, jy het 'n rok aan. En daai olie is tot op die punt van die rok.
En was jy al by 'n troue gewees, as die bruid verby jou loop, haar rok raak jou. As jy so in 'n ding is haar rok raak jou, so daai olie skei af. En die Here sê vir my, dis hoekom ek vir jou daai spasie gegee het. En hy vat my terug, vanaf ons om oor gevat het, elke persoon wat al iets in daai koffieshop gesê het, was oor die anointing. Ek soos prys die Here. Grey koffieshop toe, ek is weer lusvol, my grey soon toe ek sê, ek gaan nou 'n lekker koffie daarop vat, daar kom stop en ek klim en ek loop, is die mense van die property is daar en ek het hulle vir 2-3 maande nie gesien nie, en ek loop na hulle toe, ek loop groet hulle. Ek sê vir hulle, luister hierso, as sy vrou gaan dit met die besigheid, ek sê nee, hom nou verander. Ons moet bold wees oor Jesus. Want in daai uur en 'n half vat die Here my in 'n prayer pot in. Ek sit so in 'n gebedskamertjie. En ek sien 'n mosterdsaad en hy vat my terug na daai scripture wat sê, jy moet net geloof hê soos 'n mosterdsaad. Maar hy sê in 'n ander scripture sê hy, luister, you have the gift of faith. So hy het klaar vir jou die mosterdsaad gegee binne in jou. En ek draai my kop in die pot, soos wat ek so sit en ek draai so, wys hy so 'n klein soutpotjie. En hy vat my na die scripture toe waar hy sê, jy is die sout van die aarde. En hy sê, my kinders perish because of a lack of knowledge. Ek sê, Here, wat is knowledge? Waarvan praat hy? Hy sê, die grootste probleem, hoekom hulle perish, hoekom hulle vergaan, hoekom hulle agteruit gaan, is omdat hulle nie weet wat ek oor hulle sê nie. En dit slaan my diep. En soos, wat sê God oor ons? Gaan 'n bietjie na chat toe en vra vir chat, luister, wat sê God oor ons? Dan lees jy 'n bietjie daar, wat sê God oor ons? Sommige net so, is chat van die Here, het die Here chat gemaak? Nee, maar gaan sit dit daaraan, dan kyk jy wat sê die wêreldse program vir jou, wat sê God oor jou? En jy vind jou identiteit daar. Want hy sê dit oor jou, hy spreek dit oor jou. En dis in 'n plek waar sy vir my kom, daai vrou sit daar en sy sê vir my, luister, ek het hierdie amazing video gesien oor die Olyfberg, ek wil dit met jou deel. Ek sê, nee, jy moet met my, jy joke met my. Sy sê, wag, kom ek kry die video vir jou, en sy kry hom, sy sê vir my, kyk hierso. En daar's een Amerikaanse pastoor, welbekende, wat praat rondom, in 19, ek weet nie hoeveel, wou die islams 'n groot hotel bo op die Olyfberg gebou het. En toe hulle grondstudies doen en goed, toe sien hulle, daar's 'n wat noem mense dit, anyway, 'n kraak deur die hele Olyfberg. In die 18s of die 1700s het 'n ou gegaan, 'n Islamic ou gegaan en daai deure toegebou en gesê, luister, as daar 'n Messiah daar wil deurkom, hy kan nie daar deurkom nie. Maar min wetende het hy geweet, hy kan maar daai stene bou daar, want daar's klare kraak. So dis in 'n plek waar Jesus gaan terugkom en dit gaan split. En dis alles het hy in daai videoetjie, en ek sit daar en ek moes net weer eens Olyfberg hoor. Hoekom Olyfberg? Hoekom? Want dis van daar af, is tyd saam met die Vader. Jesus het tyd saam met die Vader spandeer. En is uit dit uit wat die anointing gevloei het. So ek vra jou, spandeer jy tyd saam met jou Vader, laat die anointing kan vloei, want ek het olie nodig, Tiaan, het jou olie nodig, ek het olie nodig, wat die Here op jou uitgiet. Die mense buitekant kry swaar. So tyd terug, loop 'n welbekende akteur in ons blypark en hy wil net kom kyk, hoe lyk dit daar? Ek weet nie eens wie hy is nie, hy staan daar, ek begin 'n chat met hulle, en die Here begin 'n deel sy lewe met my, en trek sy vrou en deel met haar. Dis so in 'n plek waar die Here hulle bedien. Maar daar kom 'n kliënt wat toe wil betaal, en ek loop en ek help, ek sê, sorry, ek's nou by julle, ek loop soen toe en betaal, en hierso staan 'n tafel op, neem foto's saam met die mense, hulle loop sit weer, daar kom 'n ander tafel, neem foto's saam. En ek betaal hier klaar, en ek kyk so, en ek sê, okay, iewers daar iets te aan mis jy. Ek loop na hulle toe, ek sê, luister, ek nou baie stupid klink, maar so right. Wie is julle? Want die mense staan op en neem foto's. Hy sê, en hy lag, hy sê, duidelik kyk jy nie Afrikaanse seepies nie. Ek sê, nee, glad, ek kyk die TV nie. En hy sê, ek is die karakter, ek het die gespeel, bla bla bla, liedjie skrywer, wat.
En is amazing hoe die Here daai mense bedien, hulle loop uit, nie een van hulle kan my groet nie, want hulle huil net, sy vrou waai net so, hy ding is net, hy loop, hy sê vir my, skryf jou nommer op 'n papiertjie, gee my jou nommer, en ek sê, okay, 07, hy sê nee, skryf op 'n papiertjie, en ek sê, hy papiertjie gaan wegraak. Dit was die Sondag gewees. Daai Dinsdag of Woensdag, stuur hy my 'n boodskap. Hy sê vir my, Tiaan, ek wil net vir jou sê, alles wat jy daai dag gesê het, hoe weet jy dit? Ek wil weet, hoe weet jy dit? Ek sê, dis net Jesus. As jy my nou vra, ek moet weer herhaal wat ek vir jou gesê het, ek sal nie kan nie, want hy praat deur jou, want jy's 'n spreekbuis. Ek sal nie vir jou kan sê nie. Ek sê, maar ek weet hy's lewendig. Weet hy's lewendig. En dis in 'n plek waar ons nou huisvriende geraak het, en saam kuier en alles, maar die Here het daar kom iets doen. Maar weet jy wat is die ergste van alles? As ons sien hulle op TV, sien al hierdie karakters, ons sien hierdie rugby spelers, ons sien hierdie amazing, glamorous ding, maar sien hulle binnekamer, as jy in hulle huis inkom, dan is daar seer, daar's gebrokenheid. En hy sê vir my, Tiaan, weet jy wat nie, so famous soos wat ek is, het niemand nog by my gestop, en Jesus met my gedeel nie. Ek kry mense wat na my toe kom en sê, ja, julle verkoop net julle sloppie storie, familielede van hom, julle sloppie storie aan huisgenoot, en julle verkoop dit aan dit en dit en die. In die meantime is daar niemand wat hulle bystaan nie. Hoeveel mense loop jy te, wat in daai situasie is? Hoeveel mense kom jy te, wat gebroken is? As ek hulle daagliks kan raakloop, sê ek jou nou, jy loop hulle ook daagliks raak. Die ding is net, ons het in 'n plek gekom waar ons sê, en ek wil namens die kerk, globale kerk, om verskoning kom vra vir jou. Want ons het, die kerk het dit gemaak asof jy moet mooi woorde hê. Jy moet die woordeboek bid. Nee. Kom in jou rouheid. Kom in dit wat in jou hart gaan, want die Gees gaan deur dit weg. Daar's 'n rede daarvoor. Daar's 'n rede daarvoor. Ons 'n rede hoekom jy mense ontmoet. En die ding is nou net, ons kan hier so sit elke Sondag en ons weet ons gaan hemel toe. Ons kan 'n surety hê. En ek wil jou vanmôre vra, as jy nie 'n surety het nie, kry daai surety nou. Jesus sê, wees heilig want ek is heilig. Ons doen 'n manneoggend, Woensdae as ek by 'n manneoggend en Vrydag by 'n ander manneoggend. En by al twee manneoggende kom dit in 'n plek waar ons sondes entertain. Want sy grace is genoeg. En kom ek sê jou vanmôre, sy grace is oor as genoeg. Maar iewerster moet iets in ons verander, want kan ek net vir jou sê, die wêreld daar buitekant kyk vir jou, jy wat 'n Christen is. Hy kyk vir jou. Ek voel net om hierdie testimonie te deel, ek sit met ek werk saam met 'n ou wat onder my is, en ek moet heeltyd vir hom opdrag te gee om X, Y en Z te doen. En hy kom in 'n plek waar hy kom en dan vloek hy my. Dat die see my nie kan skoon was, hy staan hy so voor my en hy vloek my, maar dit is net spoeg wat spat. Hy's baie passion om my te vloek. En dan as hy klaar is, dan sê ek vir hom, weet jy wat, as jy afgekoel het, Louis, dan kom na my kantoor toe en dan chat ons. En hy het nooit gekom nie. En eendag kom hy na, hoeveel keer het gebeur het, kom hy na my toe, en hy sê vir my, hy kon loop aan my deur, en hy sê, vloek my ook net vir 'n slag, maar dan sal ek beter voel, en hy draai om en hy loop. 'n jaar en 'n half daarna, ek is weg by die maatskappy, na 'n ander maatskappy toe, 'n jaar en 'n half daarna bel hy my. Hy sê vir my, Tiaan, ek wil net vir jou sê, jy het die grootste impak nog ooit op my lewe gehad. Ek sê, dis nie ek, Louis, dis Jesus. Hy sê, nee, Tiaan, weet jy wat nie, ek weet nie hoe kry jy dit reg nie, tot vandag toe, om my nie te geslaan het, of enigiets aan my te gedoen het nie. Hy sê, so ek wil net dit vir jou sê, maar ek is nou besig, ek gaan nou my lewe neem. Ek sê vir hom, Louis, moenie. En ek hou hom aan die punt, en ek sê vir my vrou, ons moet ry, en ons ry tot by sy huis, ons stop haar, toe ek baie sê, toe spring ek oor sy muur. Toe sê, hoe kom jy hier? Jy was buitekant die dorp, 15 kilos buitekant die dorp, ek sê die Here, toe daai foon lui, toe sê die Here, beweeg Tiaan. Die persoon het jou nodig. En is in 'n plek waar ek daai persoon bedien, hy kan nie op sy voete staan nie, terwyl ek vir hom bid, ek sê, staan, laat ek vir jou bid, hy staan so. Die Here raak hom maar aan,
Hy lê daar halfuur op die vloer, hy staan op. Toe hy opstaan, toe sê hy, Tiaan, maar ek is dan nou nie meer dronkie. Hy lig sy een been op, dis wat dronk mense mos doen. Ja, kyk, ek kan op my een been staan. Maar dis op 'n plek waar hy daar staan. Ek sê, Louis, jy kan nog ryk soos 'n sjebien. Maar dit is nie meer in jou nie. Die Here het dit kom skoonmaak. Want die Gees het gewerk. 6 maande daarna, ons praat, julle weet hoe werk dit, as julle al ooit iemand opgevolg het, die eerste week praat julle so 3 keer, die tweede week praat julle 2 keer, dan raak dit 1 keer 'n maand en dan loop dit sommer dood. Dis alright, want van die connections moet jy behou, en van dit was jy net die saad of net die water gewees. Dis God wat die increase gee. En 6 maande daarna, of 8 maande daarna, praat ek weer met hom, hy sê vir my, nee Tiaan, ek het weer begin drink. Ek sê, Louis, hoekom? Hy sê vir my, Tiaan, ek was by die golfdag gewees, wat Oud Mutual gereël het, ek was daar gewees, en ek het by die bar gaan sit vir die prysuitdeling, en jou pastoor het daar gesit met 'n Castle Light in sy hand. Niks teen hy pastoor, hoor my mooi. Het ek 'n probleem met die bier, ja verseker. Ek kan na die tyd met my daaroor kom praat, want ons vat die scripture, Jesus het wyn en water verander. Ag, water en wyn verander, ek wens dit was andersom. Want mense staan daai ding en dan lê hulle die strate vol, dronk en slaan hulle vrouens en verneek hulle mans en sulke klas ding. As in 'n plek is net, Tiaan, dit het my weer die moed gegee om drank op te tel. En hy sê, Tiaan, ek drink much beter as wat ek gedrink het. So hoekom sê ek die vir jou? Want die wêreld kyk wat jy doen. Hulle kyk wat jy doen. Ek was 2 jaar voltyds al wat ons traveling goed by hulle ouma. Hy sê, Tiaan, ek moet repent, my gewete vreet my op. Ek sê, waaroor? Hy sê, luister, ek wag net dat jy moet val. Ek wag net dat jy moet 'n werk weer loop kry. Ek wag daarvoor. Dis eintlik in 'n plek wat ek bid daarvoor. Ek is so in afwagting, want ek wil hê jy moet val. Want ek wil hê dit moet feit wees. Maar dit is die feit, ek wil repent, help my. Ek het nie eens geweet hy kyk na my nie. Ek het nie eens geweet hy hou my dop nie. Ek bedien in Heidelberg en ek loop, ek staan op van die tafel af en ek gaan badkamer toe en soos ek badkamer toe loop, sê die Here vir my, hierdie vrou het my nodig. Draai na haar toe, ek sê mevrou, die Here laat stop my hier by jou, jy het die Here nodig, al seer in jou lewe, ek sien abuse, ek sien nee, gaan ek aan. En sy sê vir my, weet jy wat nie, ek kruip weg die oomblik vir my man. Want in die aande dan ons intiem, dan slaan hy my, dan ry hy met my 15-20 kilos uit die dorp en dan laai hy my af. En dan moet ek om huis toe stap. En dan laat ek laat as hy sit en wag vir my. Want dis sy punishment, dis sy kiek wat hy uitkry. En die Here kom bedien daai vrou en raak daai vrou aan. Gaan badkamer toe, kom terug, sit weer. Die waiter kom loop na my toe, sy sê, meneer, ek wil ook hê dit wat jy nou daai vrou gegee het, kan ek dit kry? Ek sê, dis vrylik. Dis vrylik, jy kan dit kry. Sy sê, maar eintlik hoekom ek hier is die mense wat buite kan sit, het jou deur die venster dopgehou. En hulle wil weet wat dit is, en hulle vra of hulle met jou kan kom praat daaroor. Ek sê 100%. Ek sê, maar kom ek bid eers vir jou. En soos wat ek vir die waiter bid, sy val onder die gees, so kom loop daai mense by die deur in, hulle stop so, hulle weet nie wat om nou te doen nie, en hulle loop badkamer toe. Toe hulle uit die badkamer uit is, toe stop ek hulle, want jy weet, die vyand gaan jou uit daai posisie uit wil hou. Want hy weet, dis jou deurbraak. Ek sê, luister hier, so moenie laat hierdie vir jou vreemd wees nie. Dis net ons vlees moet onderdanig teenoor die gees wees. Nou as ons sien wat Jesus gedoen het, en sy gees is nou in jou, en as daai gees oor jou kom, kan ek nou vir jou sê, jou vlees kan nie in die pad staan nie. Hy moet onderdanig wees. En is in 'n plek waar ek daai vrouens bedien, een is 'n tandarts en een is 'n onderwyser, en die Here kom raak daai mense aan. Hoekom? Die wêreld kyk wat jy doen. Wat doen jy? Wat doen jy vir Christus? Ek wil nie baie van julle tyd vat hier, 1 Petrus 2, julle kan dit self loop lees. Ek voel daar's 'n rede hoekom die Here dit gegee het, hoekom hy dit vir my in die skrif in die babakamer gegee het. Maar as ek net so vinnig net kan raak aan dit, kom ons kyk waartoe wil die Here gaan. Vers 2, hiervoor moet julle genoeg geestelike melk inkry. Smag daarom,
na hierdie voeding, soos pasgebore babatjies na hulle ma se melk, sodat julle daardeur kan groei tot volwassene. En dis wat ons misgryp in die kerk. As ons met pastore praat en ons het 'n samekom van pastore, weet jy wat is elke pastoor se hart? Is my mense in my congregation hou net van melk. As ek met 'n styk kom en ek kom preek harde voedsel, dan volgende Sondag is die kerk halfpad. Want ons hou te veel van melk. Kan ek vir jou sê, as my laaitie van 3 jaar nog op melk was, dan weet ek nie hoe sou ek met hom huis gehou het nie. Want hy eet ons uit die huis uit. As jy 'n groeiende tiener in jou huis het, jy kan maar loop kyk, jou kosrekening gaan 'n bietjie hoog wees. It is what it is. Want hy soek daai voeding. En dit is wat die woord van die Here vir ons sê, 1 Petrus 2. Hy sê, smag daarom. Nou, is smag 'n sittende woord of is dit 'n werkwoord? Dit moet tog 'n werkwoord wees. Smag. Dis 'n werkwoord. Gaan dan heen. Werkwoord. Profetiese woord. Werkwoord. Dis 'n werkwoord. Smag daarna. Kan ek vir jou sê, ons het daai hoe kan ek nou sê, laat ek nou nie sy naam sê nie. Daai TV-ster wat by ons kom kuier het, of wat by ons kuier. Hulle was nou wat eergisteraand by ons gewees. Hulle het 'n kleintjie. Nou die kind is 2, 3 maande, 4 maande dalk oud. So daai kind sê kwee, dan kom sit mamma, sy gooi 'n doekie oor haar en sy gee vir hom. Dan sy rustig. Kyk, dan slaap daai babatjie vir jou bo op die eetkamertafel op 'n kussing. Uit, lê so. Sy het gesmag daarvoor, sy het dit nodig gehad. En na dit, wat maak 'n kind dan? Dan sy 'n bietjie onrustig, sy maagietjie so bietjie, maak die doekie skoon, wat dan? Slaap hy. Dan sy rustig. En as ons so na God se presence kyk, as so ons na God se woord so kyk, dink julle nie dit gaan 'n bietjie beter met ons gaan nie? Kom ons drink, kom ons smag na sy woord, kom ons smag na die Heilige Gees, ons smag, ons kry die voeding, dit ontstel ons so bietjie. Nee, ek weet jy die Here al vir jou 'n woord gegee wat jou so bietjie ongemaklik laat voel het. Hy doen dit met my weekliks. Ek sê, Jesusie, wag, nou moet ek eers hierdie uitsorteer. Trek jy onkruid uit, laat dit uitkom, en dan kan ek rustig wees. Dan rus ek by sy voete. Totdat ek weer, dis nie in 'n plek is, okay, luister hier, nou moet ek vrek honger wees om weer te smag daarvoor, hè. Dis, 'n kind drink elke 3-4 ure, elke 3-4 ure. Jy het dit konstant nodig. Maar kan ons in 'n plek kom waar ons groei tot volwassenheid? Groei tot, kom ons eet styk. Kyk, as jy nou vir my borsmelk moet gee, wie sal nou borsmelk wil drink? Nee, jy wil nie. Jy wil nie. Maar kom ek vra jou, kom ons gaan na steakhouse toe. En soos ja, kom ons loop eet 'n steak. Ons loop eet 'n steak. Van ons gaan 'n 200 gram eet, maar van ons gaan 'n 500 gram eet. Moenie na my liggaamsbou kykie, kyk jy ergens anders toe. Maar dis in 'n plek is net hoe honger is jou gees. Want ek wil vir jou sê, according to what you long for, you will receive. So as jy long nou vir 'n 200 steak, gaan die Gees vir jou 200 steak voorbedien. Maar as jy 'n 500 gram soek, of jy soek 'n kilogram, gaan hy dit vir jou gee. Want dis waarvoor jy smag. Dan vers 4, hy sê net voor vers 4 sê hy, ek lees dit die Nuwe Lewende Vertaling. So opskrif is, julle plig om as medegelowiges saam te groei. Hy sê, julle het na Christus toe gekom. Hy wat die lewende, ouens, daar is nie 'n ander lewendige God op hierdie aarde buitend Jesus Christus nie. Tot die moslems verklaar dit ook. Tot die moslems weet dit ook. As jy bietjie met hulle in gesprek gaan, hulle gaan Mohammed, maar hulle weet, Jesus is lewendig. Hulle weet dit. Dis 'n ander geloof, hulle weet dit. Hy is die lewendige hoekklip. Ek weet nie of julle al daai klip op Facebook gesien het, van hierdie, in 'n museum staan hierdie groot statue, ek dink is met Smarties gebou. En dan is dit geel en groen nie, dis amazing, dit is so groot lewensverhalende. Maar daar's een blou Smartie. Een blou Smartie. En daai ou vat die blou Smartie en hy sit hom in sy mond. Hy sê, dit moet oud wees.
Dis geel en groen as ek nou die kleure reg het. Dis die hele statue is net geel en groen. Ligte kleure, hier sit so donkerblou smaak. Nee man, die ou het verkeerd hier gedoen. Hy moet nie daar wees en hy haal hom af. En hy staan so in daai volgende oomblik, val daar 1 smaak, 2, 3, 4. Waar hele ding gone. Hier sê die 1 Petrus 2 sê hy wat die lewende hoekklip is van God se geestelike tempel. Hy is die hoekklip. Hy is daai smartie. Hy is daai een, as jy gaan hom uithaal, val jou wêreld uitmekaar uit. Vers 5. Laat julle as lewende klippe inbou in God se geestelike tempel. Werk. Kan julle sien dis 'n werkwoord? So ek is meer in 'n plek waar ek in my lewe is, Here, God, hoekom het jy nie net gesê ek moet jou slaaf wees? Klaar punt. Maak my net 'n slaaf, want dan is dit vir my makliker. Die verlore seun, ons almal ken daai storie, hy wil net 'n slaaf in sy pa se huis gewees het. Hoekom? Want die slaaf word beter hanteer as wat hy gehanteer was in sy vorige werk, kan ons nou so sê. Wees 'n slaaf. Hy sê julle taak as tempel is om heilige priesters te wees wat geestelike offers bring. Hoe mooi is daai nie? Ons weet in die ou tyd het hulle bloedoffers gebring. Hier kom hy in 1 Petrus en hy sê, wat moet jy bring? Geestelike offers. Nou wil ek vir jou vra, hoeveel keer is jy in die gees in 'n dag? Ry gisteraand Beach Road, ek was so ver ongeestelik soos kan kom. Want die mense ry soos ongeestelike mense. Maar dit is so vinnig waar ons in 'n plek kan wees. En dan ry ek en dan vra die Here, dan kom pietse my oor my vingers, en vra ek my Tiaan, het ek gesterwe vir die mens wat nou voor jou ingery het. Sê, sorry Here, ek sal nie weer hê, schat maar weer aan. God aanvaar hierdie offers juis omdat. Hoekom aanvaar hy dit? Omdat Jesus Christus die hoekklip is. Dit is vir my so mooi, hy is die hoekklip. Vers 7. Hierdie eer, hy sien dit as 'n eer, hierdie eer is dus bedoel vir julle wat? Nie glo nie. Nee, hy sê, hierdie eer is dus bedoel vir julle wat glo. Vir die wat egter nie glo nie, geld die volgende woorde. Juis daardie klip wat deur die broers afgekeer is, het die sluitklip van die gebou geword. Sluitklip beteken die pivot point, die anker. So wat het die wêreld gedoen in daai tyd? Hulle het vir Jesus die steenklip weggegooi, gesê nee, jy moet gekruisig word. Maar min wetende het hulle geweet, hy is die cornerstone, die keystone. Die keystone. Sê die volgende skrifgedeelte geld ook vir die wat nie glo nie. Hy is die klip waaroor mense struikel, 'n rots wat jou laat val. Dink mooi die wêreld. Die wêreld het in 'n term gekom waar die wêreld sê hy is die klip waaroor jy struikel. Hy is die rots waaroor jy val. Dis wat die wêreld vir ons sê. Maar wat weet ons as Christene? Wat sê die woord van die Here? Hy is die rots. Hy is die rots. Hy sê bou jou huis op die rots. Want as die storm kom, kan jy lê en slaap. Maar wat vertel die wêreld vir ons? Hy is dit wat jy laat struikel. Dis hoekom omdat jy worship musiek speel in jou koffieshop. Dis hoekom jy nie geld maak nie. Wêreld kom in 'n plek waar hy sê, is omdat jy Jesus in 'n scripture in jou besigheid inbou, jou naam met 'n scripture onderaan, dis hoekom jou besigheid swak toe. Hulle verdraai dit, en weet julle wat doen ons as Christene, as ons nie gegrond is in die identiteit van Christus nie? Ons glo dat dit die probleem is. Hulle struikel omdat hulle nie aan God se woord gehoorsaam is nie. Hulle was vir hierdie struikeling bestem. Vers 11, geliefdes, omdat julle uitlanders en bywoners is, waarsku ek julle om nie aan julle natuurlike neigings toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe.
handhaaf 'n voorbeeldige leefstyl onder die nie-Christene, selfs al kla hulle julle aan van wangedrag. Hulle sal dan julle goeie gedrag sien en God die eer gee daarvoor, wanneer hy kom rekenskap vra. Ons is in 'n plek, kyk hy broeder, hy sondig weer wat. Hy sê nee, leef jy so? Ek het al vriende van my wat gelowig is, in 'n wêreldse vriendskap, in 'n wêreldse braai gesien, dan kyk ek na hulle en dan sien ek, hulle is nie gelowig nie. Hulle gee nie nou Jesus voor nie. Dis in 'n plek waar hy sê, leef so, in daai setting, maar ook buitekant daai setting. Hoekom? Vir die dag, wanneer hulle moet rekenskap gee, gaan hulle kan sê, nee wag, ek het mooi gekyk, daai ou was reg. En jy staan voor die Here skoon. Vers 17, julle moet alle mense respekteer. Julle moet al die lede van die huisgesin van God lief hê. Wie is die huisgesin van God? En buitekant die? Almal. Die huisgesin van God. Kan ek vir jou sê, die ou wat ver van die Here af is, wat in ons oë ver van die Here af is, hy sê, luister, jy's 'n huisgesin. Kom, jy's 'n lid van hierdie huis. Ek sien jou as 'n lid van hierdie huis. Ek het vir jou ook gesterf. Vers 18, huiswerkers. Wie is huiswerkers? Ons is huiswerkers. As jy dit nie wil hoor, jy's 'n huiswerker. Toe ek vanmôre hierdie skrif lees daar in die Bybelkamer, huiswerker. Toe kom my vrou se briefie, wat in die yskas is. Geagte Lindy, is ons huishulp se naam. En dan het sy so lysie. Huiswerkers. Wat's jou lysie? Jy's 'n huiswerker. So dan moet 'n lysie wees. As jy nou gou terugdink, jy werk vir 'n baas, of het vir 'n baas gewerk, of jy is 'n baas, of 'n CEO, mooier woord dalk. Jy gee opdragte vir jou personeel, reg of verkeerd. Want hulle werk, of jy werk, so jy vat 'n opdrag. Nou begin hy vers 18, hy sê, huiswerkers, julle moet die gesag van julle werkgewers volledig aanvaar. Doen wat hulle vir julle sê, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik is. Dis moeilik, Here, help ons. Dit is immers genade as jy, omdat jy in gedagte hou wat God wil hê, onverdiende houe vat. Jy vat onverdiende houe, al maak dit jou seer. Vers 20, daar is natuurlik geen verdienste daarin as julle die houe vat vir 'n oortreding nie, om egter die houe te vat wanneer julle goed doen. Dit is iets besonders voor God. Dis iets besonders voor God. Hierdie soort swaar kry maak juis deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Hoor mooi hierdie skrif, hierdie soort swaar kry maak juis deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus wat vir julle gelei het, is julle voorbeeld. Volg in sy spore. Ek lees daai skrifgedeelte daar, ek soos Here, eina, ek pyn nou. Ek kry seer. Want jy weet, 'n werker kom loop so 2 weke terug na my toe, sy kom loop in, sy liefie is die groep die vorige dag, sy kom in werk toe, en sy val my net aan, en sy val my aan, en sy val my aan, en sy val my aan. Soos Here, wat is dit die? Ek was net nog goed vir haar, wat is dit hierdie? Maar Here, in myself, ek vat hierdie ou, ek weet nie van hierdie skripture, dis die eerste keer wat ek hierdie skripture lees, ek is eerlik met julle. Maar ek vat daai hou en ek vat dit. En ek staan so en ek sê vir haar, Shanay, wat is aan, wat gaan aan? Dis nie jy hierdie nie, wat is fout? Ek observeer hierdie, ek is 'n spons, ek vat die pak slaag, ek observeer, ek het my meegevoel met jou. Maar ek wil agter die kap van die byl kom, ek wil kyk, wat is dit wat jou pla, want daar's iets wat jou pla.
En sy begin huil, sy sê, meneer, gister gangsters weer in die straat gekom, my broer aangerand, hy's hospitaal toe, hy het so 'n stuk wond op die kop, hulle weet nie of dit gaan maak nie, bla 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 bla. Ek raak rustig, ek traan in my oë en ek vra vir haar, is dit in die tyd wat jy die groep gelief het en kwaad was? Sy sê, meneer, presies dit is daai tyd. Ek sê, dink jy dit was 'n emosionele besluit? Sy sê, verseker. Sy sê, kom ek bid saam met jou. En ek bid saam met haar en ek het 'n geleentheid daar om tot haar hart te minister en laat God tot haar hart minister. En die Here raak haar daaraan amazing. En sy's van daai dag af is sy 'n nuwe mens. Want sy kyk na daai mense nie na moordenaars of kwaaddoeners nie, sy kyk na daai mense, jy het Jesus nodig. I've tasted and see the goodness. Maar hulle nog nie. Hulle nog nie. Ek moet daai smaak vir hulle wees. Ek moet daai smaak wees. Vers 25. Vroeër was julle soos verdwaalde skape. Nou het God julle egter teruggebring na julle herder, die bewaker van julle lewe. Dit is so mooi, as ek vat waar ek was en hoe ver ek van die Here was en hoe verkeerd ek gedoen het, al het ek al die kennis gehad, al het ek in die kerk groot geraak. En ek vat waar ek was, hoe te meer simpatie en empatie moet ek hê met die mense daar buitekant wat nog nie sy naam gehoor het nie. Ons land is, ek weet nie, 70-80% Christene. Hoekom laat ons LGBTQ toe in ons land? Hoekom laat ons toe dat skole so wicked raak? Hoekom laat ons toe? Hoekom? Want ons staan nie. So ons staan nie. So dis in die plek waar ek wil vanmôre vir jou vra. Toe die Here my op 15 ander geraak het, was daar niemand by my gewees nie. Want daar's ook in die woord waar hy sê, lê hande op. Dit is Bybels. Maar ek wil vanmôre jou 'n vraag vra. Ek wil jou vra, doen jy dit wat die Here vir jou vra? As die Here vandag vir jou vra, om vir daai ou wat op die straat loop, om vir hom te gaan sê, luister hierso, die Here wys my skoen. Jy het skoene aan, die Here wys my dit. Maar jou veters is los. Pas op, jy gaan val. Sal jy dit doen? Kan jy saam met my stem, dis 'n diep weird woord. Dis so weird. Maar dis in 'n plek is net om dit af te gee. Want dis in 'n plek waar hy sê, waar hy kom en terugkom sê en sê, luister, jy verstaan nie mooi nie, dit voel of ek heeltyd struikel in my sonde. Ek val die heeltyd in my sonde, daar se hou vas. En ek het daai saam met daai persoon bid en sê, Here, ek release die sonde oor hom nou in Jesus naam. Want ons word nie geïdentifiseer uit sonde uit, ons word geïdentifiseer uit identiteit in Christus, deur sy Gees. So ek wil vir jou vra, so sagte musiek in die agtergrond net, kom ek sê jou net so, musiek maak nie dat die anointing vloei nie. Musiek maak nie, nou daag die Here op nie. Nee, hy's in jou, hy's klaar daar, die Gees is daar. Gees is daar, jy moes gehoor het wat jy vanmôre moes gehoor het. Maar ek wil jou vanmôre vra, deur 'n ek net, deur 'n profetiese ek. As jy in 'n plek is om te sê, Here, ek doen nie dit wat U van my vra nie. Ek weet in hierdie week het U vir my gesê ek moet hierdie jy moet en jy dit gedoen nie. Die ding is nou net, jy kom en jy is dalk disobedient, maar jy weet jy kom in 'n plek van repentance. En dit kom in 'n plek as jy repent het, kom jy weer terug op die plek waar jy was. Hy gooi jou nie weg nie. Hy sê nie vir jou, nee, gaan daai kant toe nie. So ek vra jou vanmôre, net uit 'n profetiese ek uit, net om te sê, Here, ek meld aan vir diens. Kan ons die woord slaaf gebruik teenoor dit wat die woord sê? Is om 'n slaaf van hom te wees. Wat beteken dit? Dit beteken om te doen dit wat hy van jou vra. Dit wat hy verwag van jou. Dis eenvoudig, hier's besigheidsouens. Hier's ouens wat in werk staan. Hier's ouens wat afgetree is. Maar daar's 'n mantel op jou lewe. You have received a mantle. A mantle to do what? To do the will of God. Die ding is net, ek is regtig in 'n plek waar ek wil hê
'n ou moet vir my sê, as ek met hom woord deel, dan moet hy vir my sê, weet jy wat? Ek het net 2 dae terug, ek het net 'n dag terug, of ek het 'n week terug, dieselfde woord van 'n Christen gekry, van 'n believer gekry. Jy kom bevestig dit net. Ek is moeg om nou in 'n plek te kom, waar ek hoor, luister, dit is die eerste keer wat iemand met my woord sê. Hier is groot kerke in hierdie distrik, groot kerke. As ons gaan kyk, hoeveel mense net in 'n radius van 5 kilos vanmôre in 'n kerk gesit het, en elkeen van daai believers gee 1 woord in die volgende maand, dan double up ons die kerk, want hoekom? Want ek weet sy gees is lewendig. Sy gees is lewendig, hy is lewendig. Dis God die Vader, die Seun, Jesus Christus en die Heilige Gees ons comforter. Dis in 'n plek waar ek jou net vra vanmôre, as jy sê, Here, hier is ek, net kom in 'n plek van, Here, praat met my, hier's van julle wat sit en sê, Here, u praat met my nie, so ek weet nie wat om te doen nie. Ek wil vanmôre saam met jou bid, dat die Here jou geestesoë en jou ore sal oopmaak, om te sien en te luister, wat hy wil vir jou sê, wat hy deur jou wil doen, want jy is uitgekies vir die werk van sy koninkryk. In jou moeder se skoot het hy jou geroep. Hy het jou geroep. Nie ek nie, nie pastoor nie. Hy het jou geroep vir wat? Dat hy dit vir jou openbaar. Dis nie tyd om te sê, o, ek is retire, of ek wil retire, of, o nee, ek moet 'n bietjie terugstaan nie. Nee, dis tyd vir refire, dis tyd waar ons in 'n plek kom, die wêreld wag vir jou. Jy het 'n woord gekry, jy het iets gekry in jou hand, wat God wil gebruik. En dis vir my so hartseer, nou die dag kyk ek 'n video van 'n baie bekende wealthy YouTuber, en hy het 9 sportskarre in sy garage. En ek stoei in my binnekamer, vir 2-3 maande lank, ek wil 'n voertuig hê om die woord van die Here uit te dra. Dalk het jy iets in jou huis, wat God vir jou gegee het vir die koninkryk. Dalk het jy iets in jou garage, wat die koninkryk nodig het. Maar jy hou vaste. Jy hou vaste. So dis in 'n plek waar ek jou vra. As jy vanmôre hier so staan, asseblief, moenie uitkom as jy nie reg is daarvoor nie. Moenie in 'n plek wees om hier voor te kom staan en te sê, Here, gebruik my, praat deur my, Here, ek wil in 'n plek wees soos die woord sê, soos 1 Petrus 2 sê. Want dit vat van jou iets, dit gaan jou iets kos. Dit gaan jou kos om jou trots in jou sakkie te steek en na iemand toe te gaan. Weet julle hoeveel keer moet ek fear of mankind afbreek in my lewe? Dag na dag na dag, want wie sien my nou raak? Wie sien my raak? Ag nee, Jessie, gaan ek akkuraat wees? Maak nie saakie. Ek is al in 'n plek, as iemand vir my sê, nee, dis onakkuraat, dan sê ek, okay, 100, gaan na die Here toe, want hy wil iets daardeur, wil hy vir jou sê. Wees net verslag, bold en obedient. So ek wil jou vra vanmôre, ons maak sommer net ons oë toe. Here, dankie van vanoggend. Here, dankie dat U hier is. Here, dankie dat U in ons lewe. Here, maar dankie meer as dit, Here, U wil deur ons lewe. U wil ons lewe gebruik om mense te wys wie U is en wat U is en hoe groot U is en hoe lewendig U is. Here, so dankie vir dit, Here, en ek vra, Here, elke hart wat in hierdie plek is, Here, elke hart wat luister, elke oor wat luister, Here, ek vra, Here, kom raak aan. Here, ek kom eerstens vanmôre opnuut en ek sê, Here, hier is ek. Here, ek kom en ek sê, Here, ek is 'n slaaf, Here, stuur my. Stuur my, stuur my, Here. Stuur my. Here, gebruik my. Here, soos Paulus skryf in 1 Romeine 1 vers 1, hy sê, 'n slaaf van Jesus Christus. Here, dan in Jakobus 1 vers 1 begin dit, die hoofstuk begin, Jakobus, 'n slaaf van God en van die Here Jesus Christus. Here, waar Petrus en Judas dieselfde taal gebruik as slaaf. Here, kom ons in 'n plek, Here, en ons vra, Here, kom gebruik ons, Here, ons kom meld aan, Here, want ons weet, soos die verlore seun, daai gelykenis wat U gebruik het in die woord, Here,
dis nie in 'n plek van minderie, dis nie in 'n plek van nie genoeg nie, Here, dis reeds in 'n plek van genoeg. Here, so korakos aan, Here. Here, ek kom meld aan as 'n slaaf, Here, dis soos daai liedjie wat ons sing, I surrender all, Here, dis so moeilike woorde, Here, want surrender beteken elke liewe dag, elke liewe sekond van die dag, Here, surrender ek completely, Here, geheel al my hele lewe wese, liggaam, siel en gees, aardse besittings, surrender ek, Here, en dan kom ons, en dan vra jy vir ons, gee weg jou kar, want jy het hom nie nodig, Here, dan sê ons, nee, ons surrender nie meer alles nie. Here, is maklik om 'n liedjie te sing, Here, maar dis iets om dit te doen. Here, en dieselfde soos hierdie boodskap vanmôre, om 'n slaaf in u huis te wees, om 'n slaaf vir u koninkryk te wees. Here, ek sê eers een om te sê, Here, hier is ek. Ek wil 'n slaaf wees vir u koninkryk, Here, ek wil doen dit wat u wil hê ek moet doen, ek wil obedient wees. En ek wil vir jou 'n geleentheid gee as jy ook in daai plek is en sê, jy wil vir die Here wys. Want die ding is nou net, ons as Christen het in 'n plek gekom, ons doen 'n camouflage. Ons is deel van 'n kamouflerende Christendom. En tot vandag toe, en dis klaar nou, die wêreld moet weet, jy staan vir Jesus Christus. Dis die naam bo elke naam, dis die redder, dis die enigste naam, hoekom ek vandag hier kan staan en kan lewe. En ek wil jou die geleentheid gee, as jy saam met my wil staan, nooi ek jou uit, dis nie net in 'n bank sit nie. Dit veg iets van jou, dit verwag iets van jou. En ek wil jou vra, as jy sê, vanmôre, Here, hier is ek meld opnuut aan. Ek weet jy is weergebore, ek weet jy is 'n kind van die Here, maar daar's iets van om 'n kind van die Here te wees en net te gebruik, maar daar's iets ook om te gebruik te word vir die koninkryk van God. Dis tyd laat ons aanmeld, en ek wil vir jou vra vanmôre, as jy in 'n plek is om aan te meld, die Here wil iets in jou aktiveer vanmôre. Wil ek vir jou uitnooi om hier voor te kom staan, jou hande oop te maak, ek wil hê jy moet enigiets anders te fokus hier. Kom net uit jou stoel uit, ek staan net voor, maak jou hande net oop, die Here wil jou kom bedien vanmôre, opnuut.